Ek lees graag vanoggend ons oggendgebed. Dit is 'n gebed van Ferdinand Deist. Jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. Skepper van die hemel en aarde, ek wil U ken. Ek wil meer van U weet, meer van U verstaan, meer van U in my lewe wys. Waar kan ek U vind? U voel dikwels so verskriklik ver, so onbereikbaar, so ontoeganklik. En tog vertel hulle my dat U lank gelede in hierdie tyd so naby aan ons gekom het in U seun, dat party mense hom gevolg en ander hom doodgemaak het. Hulle vertel my dat hy uit die dood opgestaan het en dat U deur hom naby aan my is. God, ek roep na U. Ek soek U. Help my om naby aan U te kom. Wys my waar ek verkeerd soek, verkeerd bereken. Ek bid dat U naby aan my sal kom. Aan die begin van ons saamwees steek ons altyd 'n kers aan. Dis ons manier vir onsself te herinner dat al voel God soms verskriklik ver, is die Here vanoggend hier by ons. Dit is nie altyd 'n maklike boodskap of woorde te ontvang nie. En soms glo en verstaan ons dit nie heeltemal nie. Maar vanoggend mag ons mekaar herinner aan dit wat die eerste gelowiges mekaar gereeld gesê het. Is dat die Here vanoggend hier is, hier om ons, tussen ons, in ons, dat die Here jou vanoggend ontmoet waar jy is. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly. En ons gaan vir mekaar die geleentheid gee om nie net in ons lywe nie, maar ook in ons harte, in ons koppe, onsself toe te laat om hier te wees, in hierdie ruimte, in hierdie tyd van die dag, hier tussen mense. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte sit, en terwyl ons luister na 'n ou gesang, miskien het jy die behoefte om ook vanoggend jou gebed na die Here toe te bring. Goeiemôre, baie welkom. Ook baie welkom in ons aanlyn gehoor wat elke week inskakel. Dit is goed om julle op so 'n manier by ons te hê. Ek dink die laaste keer wat ons mekaar gesien het, was dit nog hoogsomer gewees. Dit is nie die geval vanoggend nie. So julle is baie braaf om uit te kom in hierdie koue. Die wind het ewe skielik vanaf nêrens ook opgetel vanmiddag so vanoggend. So dit is lekker om julle vanoggend hier so te hê. Baie welkom. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met iemand
wat my vertel het oor hoe sy jaar tot dusver was en hy het afgeëindig met die gesprek gesê ek voel geweldig moeg. Die jaar is in April, maar ek voel uitgetap en ek vermoed dat as baie van ons wat dalk dieselfde voel, dat ons ook al in middel April is. En dit is vreemd hoe mens na Paasfees gewoonlik in jou lyf kan voel, die jaar is met ons besig, dat ons op pad is iewers heen. Ek is bewus daarvan dat veral na Paasfees ook, en veral na Opstandingssondag, het ek dink baie mense die ervaring van 'n bietjie whiplash. Ons is deur lydingstyd, ons deur Goeie Vrydag, Stil Saterdag en Opstandingssondag. En in hierdie tyd van die jaar, in tradisioneel in die kerkjaar, vra ons die vraag vir mekaar so, wat nou? Wat doen ons met hierdie storie van 'n graf wat oop is en leeg is? My ervaring is dat baie van ons die behoefte het om in hierdie tyd van die jaar 'n vaste plek te weer kry. Dat ons te midde van die jaar wat verby ons hardloop, die lewe wat geweldig besig raak, dat ons te midde van dit als wil vashou aan iets dat ons nog kan voel. Die lewe is op pad met my, maar daar's 'n plek, daar's iemand, daar's iewers waar ek kan vashou. 'n Anker. En ek dink dat daar baie van ons is wat dalk die behoefte het dat ons spesifiek die tyd van die jaar diep bewus moet word van God wat baie naby aan ons kom. En soos Ferdinand Deist gebid het aan die begin, soms voel God baie ver. En hoe kom ons nader aan God? Hoe kry ons dat God nader kom aan ons? So op 'n manier asof ons God moet aktiveer. Hoe harder ons bid, hoe nader kom hy aan ons. Die wonderlike troos is, en dit is wat ons as gelowiges van die begin af mekaar aan herinner het, is dat God is al reeds hier by ons. En dat soms is dit die geraas in ons kop en in ons hart. Soms is dit die geraas rondom ons wat ons aandag aftrek, wat ons sukkel om bewus te word dat God baie naby aan ons is, dat God al reeds hier is. Dat ons nie hoef te vra dat God nader kom nie, maar dat God al reeds by ons is. Dit is nie altyd 'n maklike ding om te aanvaar nie. Daar's 'n ou gebed wat die woestynvaders en moeders gebid het. Iets wat ons al gereeld in die oggend hier gedoen het, 'n asemhalingsgebed, 'n gebed om mense stil te maak in hulle self. Om vir mense te help om te besef dat God is in ons en rondom ons. En dat met daai wete kan ons tot rus kom in onsself. Met daai wete kry ons dalk genoeg krag en hoop om aan te gaan môre. Met daai wete kan ons dalk losser lewe, met minder vrees. So ek wil vir julle graag vanoggend vra om saam met my hierdie ou gebedsritueel te doen. Asemhalingsgebed, 'n gebed wat mense nog altyd geglo het vir ons help om op 'n baie eenvoudige manier stil te word in hulle self. Bewus te word van waar hulle is. En bewus te word van God wat hier by ons is. So ek wil vir jou vra om vanoggend hierdie ritueel saam met my te doen. Jy kan enigiets wat jy by jou skoot het, kan jy langs jou neersit en altyd jou voet op die grond neersit. En dan is jy welkom jou oë toe te maak. Rustig in te asem. En
jy uitasem. En terwyl jy inasem en uitasem, dit wat dalk swaar op jou vanoggend rus, daai goed wat jou gedagtes vul, die verantwoordelikhede wat vir jou voorlê in hierdie week, 'n vol dagboek, en verwagtinge, vir 'n paar oomblikke al daai goed eenkant toe te skuif, en in jou gedagtes vir jouself te sê, ek gaan nie nou daaraan tyd spandeer nie, ek sal dit later doen. Rustig inasem, en uitasem. En elke keer as jy inasem, in jou gedagtes vir jouself te sê, God se Gees is in my. Elke keer as jy inasem, in jou gedagtes vir jouself te sê, God se Gees is in my. En elke keer as jy uitasem, in jou gedagtes vir jouself te sê, God se Gees is rondom my. Elke keer as jy uitasem, in jou gedagtes vir jouself te sê, God se Gees is rondom my. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte sit, waar ons mekaar uitnooi om te rus in die Here se teenwoordigheid. Miskien wil jy dan iewers deur die stilte heen 'n kers kom aansteek, gebedskers, wat jy dalk daardeur wil sê, ek is vanoggend hier, en God is hier, en hier is ons saam. Miskien is daar iemand in jou gedagtes wat jy wil opdra aan die Here, dan kan jy die kers ook vir hom of vir haar kom aansteek. Ek lees graag vanoggend vir ons 'n teksgedeelte wat kerke vandag wêreldwyd saam lees. Dit kom uit Lukas 24 van vers 13 af.
Jy is welkom saam te lees as jy Bybel saamgebring het. Andersins kan jy dus moet luister na my. Lukas 24 van vers 13 af. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. En hulle was 'n gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. En terwyl hulle so gesels, so gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" En met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" En hy vra hulle toe: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ook nog ons ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry as die vrou gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid aan gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" En daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." En toe het hy ingegaan en by hulle oor om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. En toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" En hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. En daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." En toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Op die 3de Paasondag van vandag is ons op 'n ou bekende en ongemaklike pad. 'n Pad wat ons almal al gestap het. 'n Pad wat ons almal ken, waarop ons verdwaal het en waarheen ons teruggekeer het, keer op keer. En dit is die pad na Emmaus. En jy weet jy's op daai pad as die woorde wat in jou kom lê is: ons het so gehoop. As daai woorde in jou kom lê, dan weet jy jy's op die pad na Emmaus. Ons het so gehoop. Ons het so gehoop die kanker sou nie versprei het nie. Ons het so gehoop dat hierdie verhouding mooier sou word. Ons het so gehoop my kind kom terug. Ons het so gehoop ek kon my werk behou. Ons het so gehoop dat God nader aan my sou voel as wat hy doen. Ons het so gehoop dat ek my geloof sou behou. Woorde op die pad na Emmaus is woorde van pyn en van teleurstelling, dis woorde van soeke, dis wat jy sê as jy nie meer hoop het nie. Dis die woorde wat jy sê as jou drome tot niet gaan en al wat jy dan het
is om weg te stap, verslaan. Ons het so gehoop. En dis dieselfde woorde wat Kleopas en sy medereisiger, ons weet nie wie is die ander mense naam nie, maar dis dieselfde woorde wat hulle vir die vreemdeling sê, as die vreemdeling by hulle aansluit op die pad na Emmaus toe. Ons het so gehoop dat hy die Messias sou wees. Ons het so gehoop dat hy die een was en sou wees wat Israel kom verlos. Want Jesus volgens hulle was dood gewees. En die Messias, waarop hulle soveel hoop gehad het, dat hy die een sou wees wat die wêreld sou kom verander het gesterf. En saam met hom al die drome van 'n koninkryk, wat die wêreld gaan kom mooier maak en beter. En dan vertel Kleopas hoe hulle ook nou op hierdie stadium gehoor het, dat die graf is leeg, en die liggaam is weg, en hoe die mekaar als is, en hoe alles uit mekaar geval het, en dat alles so verlore voel. Ons het so gehoop vir soveel meer. Die interessante ding vir my van hierdie storie bly die feit dat die storie van die Emmausgangers is 'n Paasfees storie. En dat volgens Lukas, as hy die storie vertel, vertel hy dat al hierdie dinge het gebeur op dieselfde dag as Jesus se opstanding. Wat ironies is, dat ons op dieselfde Sondag wat ons mekaar vertel van 'n oop graf en waar ons Halleluja liedere sing en blomme vertoon in kerke, is dieselfde dag wat ons die storie vertel van ontnigtering en van mislukking en van verlies en hoe dit voel om daar te wees. Wat vir my net herinner dat soms neem die opstanding langer as 3 dae. Soms kom hierdie nuwe lewe waarin Christus ons uitnooi met stampe en stote. Dit gebeur nie dit oornag nie. Soms is dit bitter moeilik om die opgestane Christus te herken. Maar ek is dankbaar dat die Paasverhaal is 'n verhaal van 'n oop graf, wat ons 'n paar weke gelede vir mekaar gesê het, maar die Paasverhaal vertel ook van hierdie pad, waar hoop moontlik is, maar nog nie gerealiseer het nie. En waar hierdie hoop, wat besaai is met die ervaring van mislukking, wat besaai is met die ervaring van verlies, dat selfs daai pad is heilig. Daar's iets daaromtrent om op daai pad te wees. Want dit is dieselfde pad as wat Jesus gestap het. En waar hy die mense dan ontmoet het, hierdie vreemdelinge. En dat op hierdie dag, op Opstanding Sondag, 'n paar weke gelede, het ons die storie vertel van moontlikhede en van verwondering. Maar in dieselfde asem het gelowiges nog altyd geglo, moet ons hierdie storie ook vertel. Lukas is 'n rede hoekom hy hierdie storie vertel, dat het op dieselfde dag gebeur het, die opstanding. Dat in dieselfde asem as wat ons die storie vertel van 'n oop graf, moet ons die storie vertel van hoe dit voel om verlies te ervaar en mislukking en teleurstelling. Maar die storie vir my neem jou na 'n interessante plek. As jy bly in die storie, neem dit jou na 'n interessante plek toe. Dit neem jou verder as net die gevoel van verlies wat hulle twee ervaar het om op die pad te stap. Dit neem jou na 'n plek toe waar jy iets van Jesus sien. In sy hart, wie hy is. Nie noodwendig wie jy wil hê hy moet wees, of die Jesus wat jy graag wil hê hy moet word nie, maar jy sien iets van wie Jesus regtig is. En die vraag wat dan nie tussen ons kom lê, so wie is hierdie vreemdeling wat hulle ontmoet, wat hulle nie herken nie? En hoe reageer hy in oomblikke waar alles verlore voel?
En hoe ontvang hy mense wat verdwaald voel, wat verslaan voel? Wat doen hy met hulle? En ek dink daar's 'n paar goed uit die storie wat ons kan aan vashou, wat dalk vir ons 'n antwoord op dit kan gee, of 'n mate van 'n antwoord. En een van die gedagtes wat by my bly, is dat die storie vertel vir ons iets van 'n sagte opstanding. Mens kan jou veronderstel dat as Jesus terugkom na die dood, dat hy sou kon terugkom met 'n dramatiese terugkeer. Hy sou kon terugkeer met 'n harde klank, met 'n haleluja liedere, miskien met vergelding, wraak te neem teenoor die wat hom leed aangedoen het, dat hy gaan terugkry, soos wat ons miskien sou doen, om op 'n harde manier, op 'n dramatiese manier, homself weer te kom wys. En tog as Lukas vertel van Jesus se opstanding, vertel hy dat op dieselfde aand as wat hy opgestaan het, het hy gekies om te gaan stap. Op 'n stil, onbekende, ver afgeleë pad. En homself te gaan wys aan mense wat hom nie herken nie. Op 'n onseremoniële manier. Nie bedreigend. Stil, sagte manier. Gaan wys die Here homself aan mense. En ek moet met jou eerlik wees, dis nie die Christus wat ek altyd soek nie. En in vandag se wêreld, met alles wat rondom ons gebeur, dink ek nie dit is wat die wêreld soek nie. Ons soek 'n dramatiese Christus wat kom ingryp. 'n Christus wat dalk meer oortuigend is en daadwerklik hard met vergelding en vir ons op 'n dramatiese manier kom wys. Hy's hier. Die teleurstelling wat ons in hierdie storie moet ontvang en wat ons moet hanteer, is 'n stil, onopmerklike opstanding van 'n God wat subtiel is, versteek op 'n manier. En Jesus wat veel eerder 'n stil en sagte ontmoeting verkies as die dramatiese een wat ons soek en voorhoop. 'n Sagte opstanding. Die tweede gedagte wat by my bly is hoe daar genesing kan kom deur stories. Dit is interessant as Jesus aansluit by Kleopas en sy medereisiger. Vra hy vir hulle, hy sê, vertel vir my wat het gebeur, vertel vir my julle storie, hoekom is julle so somber, hoekom is julle so hartseer? En Kleopas vertel dan vir hom, in detail, en Lukas doen baie moeite om te vertel wat hy als vir hom sê, en hy vertel vir hom van hulle verwagtinge, van die Messias, en hulle skok, en hulle verlies, en hulle verslaanheid. Hy vertel dit die hele storie. En wat Jesus doen, is hy luister. En hy gee hulle 'n kans om dit wat hulle voel en dit wat hulle ervaar het, te verwoord. En dan doen Jesus 'n baie interessante ding. Hy neem hulle storie en hy gee dit vir hulle terug. Hy hervertel die storie. Maar op so 'n manier dat die storie ryker word en dieper, ouer, as wat die Emmausgangers verstaan het op daai stadium. Hy kleed dit vir hulle in. Dit is amper asof Jesus vir hulle sê, dis hierdie deel moet julle op 'n ander manier verstaan. Julle vergeet hiervan. Sit daai en daai deel. Dis hoe die legkaarte mekaar pas. En hy lê dit vir hulle uit. Lukas vertel baie mooi en Jesus verduidelik mooi vir hulle. Hy vat vir hulle vanaf Moses, vanaf die profete, is asof Jesus die storie neem en plaas binne 'n groter storie. En op 'n ongelooflike mooi manier vat hy hulle storie, Kleopas
en die medereisiger storie. En hy neem dit en hy plaas dit, hy gee vir hulle plek in die storie. Hy sê vir hulle, dit is nie, hierdie storie staan nie losstaande van julle nie. Julle is deel hiervan. Julle is deel van die storie. Ek moet met jou, as ek eerlik moet wees, die ervarings wat ek al gehad het op die Emmaus-pad, waar my woord ook was, ons het so gehoop, ek het so gehoop het kan anders wees, maar nou is dit so, en wat maak mens daarmee? My ervarings op die Emmaus-pad het my baie keer geneem na 'n plek toe waar my storie en wat ek vir myself vertel baie nou raak, klein. Ek weet nie of jy die ervaring gehad het nie. As jy op daai pad is, na nêrens, en jy moet weer sin maak van wat met jou gebeur en hoekom dit met jou gebeur, dan raak jou storie baie nou. Dit is asof jy net dit kan sien wat reg voor jou is. Dit wat jy nou ervaar. En dat mens sukkel om, of wat ek van myself praat, dat ek die kapasiteit verloor om my storie binne 'n groter perspektief te sien. Dis asof ek nie afstand kan kry op wat met my gebeur op daai pad nie, na Emmaus toe nie. Wat my herinner het aan dat ek dieselfde behoefte het as wat die Emmausgangers het. Die behoefte dat Jesus ook my moet ontmoet op die pad. En op 'n manier kom herinneringe en konteks en kleur en tekstuur moet kom gee aan my storie waarin ek so nastiglik vasklou. Sodat ek kan verstaan, ek is deel van iets groter. Veel groter as wat ek verstaan, of dink, of sien. Maar dat ek die Here nodig het om my te ontmoet. Die Emmausgangers het gestap na nêrens, na Emmaus, na die plek, na die dorp toe. En iewers in die gesprek sê hulle vir Jesus, ons het so gehoop, dinge kon anders wees, ons het so gehoop vir 'n beter einde. Dit was. Dit is. En die laaste gedagte wat my gebly, oor die storie, is die waarde van die klein goedjies in die lewe, aan eenvoud, aan die eenvoudige. Jesus, Lukas vertel hoe Jesus dan ingaan in die huis en die brood breek. So eenvoudige ding om te doen. So klein dit het alles verander. En in hierdie tyd van vrees, waarin ons lewe, in hierdie tyd van verdeeldheid, van ons en hulle, in 'n tyd van onsekerheid, is dit moeilik om te glo in die transformerende krag wat daar lê in die klein goedjies, aan die eenvoud, en dat dit die wêreld mooier kan maak, dat dit die wêreld 'n beter plek kan maak. 'n bietjie brood, 'n slukkie wyn, 'n tafel, 'n gedeelde maaltyd. Hierdie storie oor twee mense wat stap op pad na Emmaus toe en die vreemdeling wat hulle ontmoet, is 'n storie wat praat oor die krag wat daar lê in die klein goed, in die eenvoudige, in 'n God wat kies om te gaan stap op 'n stil aand, op 'n afgelewe, ver af pad. Dit is 'n storie wat vertel oor 'n God wat God self wys om 'n eetkamertafel. 'n God wat God self wys as ons neem en seën en breek en eet en uitdeel. Is 'n God wat teenwoordig is in die roetines en die rituele van ons alledaagse lewe. So wat beteken dit?
wat moet ons saam met ons vat? En ek dink dit, dat die opgestane Christus is nie beperk tot die kleinlikheid van ons lewe nie. Christus is veel groter as dit. En waar ons ook al, of wat ek so sê, Jesus kom, en Jesus daag op, waar ook al, en wanneer ons ook al, ruimte maak, en plek maak, dan daag Jesus op. En meeste van die kere, is dit in die eenvoudige, in die klein, en daai goedjies wat ongesiens verbygaan. Ons het so gehoop. Dink ek, is woorde wat baie van ons op een of ander stadium in ons lewe al gebid het, gepraat het, geleef het. Ons het so gehoop, dinge sou anders wees. En hierdie storie herinner ons, dink ek, dat die vreemdeling, wat ons redder is, ons tog ontmoet op die pad. Ons nog steeds daar ontmoet. En wat 'n gasheer word, en wat vir ons gee, presies dit wat ons nodig het, op daai oomblik. So 'n ongelooflike ding, dat as jy terugkyk op jou lewe, en jy dink terug aan die oomblikke wat jy ook op daai pad was, van eensaamheid, waar jy ook gewonder het, hoekom dit met my gebeur, en waarheen dit my neem, en wat ek moet sien en hoor, is ongelooflik hoe die Here mense en oomblikke oor jou pad stuur, dat jy iewers in daai oomblik, iewers op daai pad, ontvang wat jy moet kry. Dat jy ontvang dit wat jy nodig het. Nie noodwendig wat jy wil hê nie, maar dat die Here vir jou dit gee, dit wat jy op daai oomblik nodig het, om die volgende tree te neem op die pad, na waar jy moet gaan. So mag ons aanhou stap. Mag ons die storie vertel, en mag ons die vreemdelinge verwelkom. Want Christus het opgestaan, en is nou oral. Selfs ook op die pad na Emmaus. Selfs ook in daai oomblikke, wanneer jou gebed is, en die woorde in jou kom lê, ons het so gehoop dat, dan ontmoet die Here jou ook daar. En dan, as jy die ervaring het, dat hy dan voor jou huis kom staan. As jy die ervaring het, dat die Here baie naby aan jou kom, en brood met jou wil breek, vir jou wil gee wat jy op daai stadium van jou lewe nodig het, mag jy sê, wat hulle ook gesê het, bly by ons, bly by my. Ons gaan vanoggend saam 'n ou ritueel doen wat gelowiges van die begin af gedoen het, as hulle so by mekaar gekom het soos ons vanoggend. En dit is om brood te breek met mekaar. En daardeur te sê, die Here is by jou. Die Here sal vir jou gee wat jy nodig het waar jy is. Vertrou dit. Selfs in die eenvoudige broodbreek, vertrou die klein goed, die eenvoudige, en vertrou dat die Here op so 'n manier vir jou goed sal wees, waar jy ook al op hierdie pad is. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so in die stilte sit. Miskien wil jy oomblik neem om bewus te word van dit wat jy gehoor het. En as jy vanoggend dan die behoefte het om van hierdie brood te kom ontvang, is jy baie welkom vorentoe te kom
identiteit.